Die eerste brief van Petrus. Sy naam was Simon, of Simon, toe hy Jesus begin volg het. En hy was deel van die binnekring van die 12 disippels. Toe hy bely het dat Jesus die Messias is, het Jesus sy naam na Kefas verander, wat Aramees is vir rots, wat later in Grieks vertaal is as Petros of Petrus. Jesus het beloof dat hy 'n leier onder die apostels sou word om die messiaanse gemeenskap in Jerusalem deur sy vroegste jare te lei, en dis wat gebeur het. Dink aan die vroeë hoofstukke van die boek Handelinge. Uiteindelik moes Petrus die goeie nuus van Jesus buite Israel se grense versprei. Dekades later, gedurende daardie sending na die wye Romeinse wêreld, is hierdie brief geskryf. Teen die einde van die brief ontdek ons dat Petrus in Rome is, wat hy Babylon noem. En ons vind uit dat Petrus opdrag gegee het vir hierdie brief, maar dat dit uiteindelik deur 'n man genaamd Silvanus geskryf is, wat 'n medewerker van Petrus was. Dit was 'n omsendbrief wat aan verskeie kerkgemeenskappe in die Romeinse provinsie van Klein-Asië gestuur is. Dis waar Turkye vandag is. En Petrus het uitgevind dat hierdie Christene wat meestal nie Jode was nie, vervolg word. Hulle Griekse en Romeinse bure was vyhandig teenoor hulle en dit het die lewe vir hulle moeilik gemaak. Daarom het Petrus aan hulle geskryf om hulle aan te moedig te midde van hulle lyding, en dit help ons om die brief se ontwerp en hooftemas te verstaan. Dit begin met 'n groet en dan gaan dit oor na 'n poëtiese lied wat God prys, wat die kerntemas bekendstel wat in die hoofgedeelte van die brief verken word en waar hy eerstens die nuwe familie-identiteit van hierdie vervolgde Christene bevestig, wat hulle sal help om lyding te sien as 'n manier om vir Jesus te getuig, en dit help hulle om hulle toekomstige hoop op die wederkoms van Jesus te vestig. Kom ons spring in. Jy sal sien hoe al hierdie stukkies bymekaar inpas. Petrus begin deur hierdie kerke te groet as die verkose mense van God wat reg oor die wêreld verban is. Petrus maak dit reg deur die brief duidelik dat hierdie Christene aan wie hy skryf nie Jode is. Maar hier beskryf hy hulle met verse uit die Ou Testament wat beskryf hoe God die mense van Israel gekies het, die familie van Abraham, wat self 'n banneling en swerwer was. Dis 'n groot strategie wat Petrus deur die hele brief herhaal. Hy wil hê dat hierdie lydende nie-Joodse Christene moet besef dat hulle deur Jesus nou deel van Abraham se familie is. So hulle is swerwende bannelinge, net soos hy. Misverstaan, mishandel en hulle is op soek na hulle ware tuiste in die beloofde land. Petrus voer hierdie idee verder in die openingslied. Hy loof God vir die feit dat God mense laat wedergebore word in 'n lewende hoop deur Jesus se opstanding en die krag van die Gees. God nooi alle mense uit om deel te wees van 'n nuwe familie wat rondom Jesus gesentreer is. 'n Familie wat 'n nuwe identiteit het as God se geliefde kinders en 'n nuwe hoop op 'n wêreld wat wedergebore sal word deur God se liefde wanneer Jesus as koning terugkeer. En vir mense wat hierdie hoop het, is lyding en vervolging eintlik 'n vreemde geskenk, want dit brand vals hoop en afleiding weg soos 'n suiwerende vuur en herinner ons aan ons ware huis en hoop. So op 'n onverwagse manier verdiep die swaarkry van die lewe eintlik ons geloof en maak dit meer eg. Van hier af gaan Petrus na die inhoud van die brief beweeg, waar hy al hierdie idees in groter diepte verken. So eers fokus hy op die tema van die nuwe familie-identiteit van God se mense. Hy gebruik van die baie bekende Ou Testamentiese beelde oor die familie van Israel en dan pas hy dit toe op hierdie nie-Joodse Christene. Soos die Israeliete wat Egipte verlaat het, moet hulle hulself ook regmaak vir aksie en hulle vorige lewenswyse verlaat op pad na 'n nuwe toekoms. Hulle is nou die heilige mense van God wat deur die wildernis reis. Hulle is die mense van die nuwe Exodus wat deur die bloed van Jesus verlos is, wat die volkome pasgalam is. Hulle is die mense van die nuwe verbond, vir wie God se woord diep binne in hulself gelê is, wat hulle harte vernuwe en hulle gedagtes nuut maak. Hulle is die nuwe tempel en die fondasie waarop hulle gebou is Jesus self. En hulle is die nuwe koninkryk van priesters wat God dien as sy verteenwoordigers aan die nasies. Deur al hierdie wonderlike beelde op die vervolgde nie-Joodse Christene toe te pas, raam Petrus hulle lyding binne 'n splinternuwe verhaal en dit lei dan na die volgende gedeelte.
Hulle vervolging kan eintlik help om hulle missie in die wêreld duideliker te maak en dus om getuies te wees van God se genade vir die nasies. Petrus moedig hulle eerstens aan om hulle aan die Romeinse regering te onderwerp, selfs al word hulle onderdruk. Ja, hy gee toe dat hulle vervolging, hulle lyding onregverdig is, maar gewelddadige teenstand los niks op nie. En nog erger, dit is lynreg teen wat Jesus hulle leer, hy wat sy vyande liefgehad het, in plaas van om hulle dood te maak. Petrus fokus dan spesifiek op die moeilike situasie waarin die Christenslawe en vroue hulle bevind as hulle in Romeinse huishoudings woon, waar die hoof van die huishouding nie vir Jesus volg nie. Die probleem was dat daarvan elkeen in die huishouding verwag is dat hulle hul aan die hoof van die huis moes onderwerp en sy gode aanbid. So Petrus weet dat as hulle trou aan Jesus gaan beloof, sal dit die ander mense agterdogtig maak. So Petrus sê, dis waar, alle Christen, insluitend Romeinse vroue en slawe, is ten volle vrygemaak deur Jesus. Maar hulle moet daardie vryheid uitleef, nie deur rebellie nie, maar deur boosheid teen te staan op dieselfde manier as Jesus, deur liefde en vrygewigheid aan hulle vyande te bewys. En in die huise waar die man ook 'n Christen is dit 'n ander storie. Hulle moet hulle vrouens heeltemal anders behandel as die Romeinse bure, deur hulle as gelykes voor God te beskou, wat eer en respek verdien. En Petrus is hoopvol dat hierdie nabootsing van Jesus se liefde en sy onderste bo koninkryk hulle woorde geloofwaardigheid sal gee as hulle getuig van God se genade en mense die lieflike waarheid van Jesus se lewenswyse wys. Maar Petrus is ook realisties. Hy weet Christene sal aanhou vervolg word. Dus herinner hy hulle aan hulle toekomstige regverdiging. Hy herinner hulle dat Jesus self onregverdig vervolg en vermoor is deur korrupte menslike magte. Maar in werklikheid het hy gesterf vir die sondes van sy vyande. En daarna is hy geregverdig en opgewek deur die Gees. En nou is Jesus verhoog as koning oor alle menslike en geestelike magte. Dan wys Petrus hoe die doop heen wys na die regverdiging van Jesus se volgelinge. Net soos Noag is hulle gered deur die water, nie as 'n towerritueel nie, maar as 'n heilige simbool wat wys hoe hulle harte verander het en hulle begeerte om aan Jesus verbind te wees in sy dood en sy opstanding. En nou selfs al word hulle vermoor omdat hulle Jesus volg, is hulle hoop in toekomstige regverdiging en verheerliking saam met hulle koning, wat Petrus na die laaste beweging lei. Hy herinner aan Jesus se woorde dat sy disippels dit as 'n eer en vreugde moet beskou as hulle vervolg word, net soos hy vervolg is. Petrus vra dan dat die kerkleiers sal sorg vir hierdie lydende Christene en om dieselfde tipe dienaarleiers te wees wat Jesus vir sy volgelinge was. En ten slotte herinner Petrus hierdie Christene aan die werklike vyand wat hulle in die gesig staar. Hierdie vyandigheid is nie net kultureel of selfs polities nie. Daar is donker magte van geestelike boosheid wat werk om haat en geweld aan te hits. En hulle moet hierdie boosheid teenstaan deur getrou te bly aan Jesus en sy onderrig en deur uit te sien na sy wederkoms en uiteindelike oorwinning oor sulke boosheid. Petrus sluit af met 'n gebed vir goddelike krag en hy stuur groete van die kerk in Rome, wat hy Babylon noem. Dis nogal slim. Petrus neem hier die tradisies van die Ou Testamentiese profete vir wie Babylon die simbool geraak het vir enige en alle korrupte nasies. So Rome het die nuwe Babylon geword en dis waarheen God se mense nou verban is van hulle ware tuiste in die hernuide skepping. Petrus se eerste brief is 'n kragtige herinnering aan Christelike hoop te midde van lyding. God se mense is reg van die begin af as 'n minderheidsgroep misverstaan en hulle moet vyandigheid verwag, want hulle het gekies om onder die heerskappy van 'n ander koning, Jesus, te staan. Vervolging kan egter 'n vreemde geskenk wees vir die kerk, want dit bied 'n kans om aan ander die verrassende vrygewigheid en liefde van Jesus te wys, wat aangevuur word deur die hoop op sy wederkoms. En dis waaroor 1 Petrus gaan.